Vriende, dis Dani van Dijk en ek wil net graag met u 'n paar gedagtes deel rondom koningin Ester. Nou, ek ken die hele verhaal van Ahasveros, koning Ahasveros, nou is baie interessant. Hierdie hele verhaal van Ester speel af in Iran. Interessant, hoeveel Bybelverhale afspeel in Iran. Nou, Ester, nou een van hulle. Koning Ahasveros is koning oor 127 provinsies. Nou as ons nou dink Amerika het so 50 state. So dan was koning Ahasveros koning oor 'n verskriklike groot deel. Vashti is die koningin. Vashti word op 'n stadium afgesit, nou moet daar 'n nuwe koningin kom. Ester is nou toe een van die gelukkige vrouens wat in lyn staan vir hierdie pos van koningin, die vrou van koning Ahasveros. Nou, Mordegai was Ester se oppasser gewees. Nou is hier 'n paar interessante dinge rondom koningin Ester. In aanloop om nou voor die koning te verskyn, het koningin Ester deur 'n proses gegaan. Ons lees daar in Ester 2 vers 12 maande lank met haar volgens die wet vir die vroue gehandel, want so lank het die dae van die voorbereiding geduur, 6 maande lank met mirreolie, 6 maande lank met balsam en ander skoonheidsmiddele van die vroue. Met ander woorde, sy het deur 'n hele skoonheidsproses gegaan van 'n jaar, voor sy voor die koning kon verskyn. Met olies, verskillende soorte olies, is sy behandel om nou goed en reg te wees. Nou in die Ou Testament is die Heilige Gees, olie die tipe van die Heilige Gees. En so is ons, want kyk, ons is die bruid, die kerk is die bruid van Christus. En so is ons onder behandeling van die Heilige Gees, want ons gaan eendag voor God verskyn. So is elke een van ons nou onder daardie behandeling, in die behandelingsproses. Nou Ester word dan toe die koningin van koning Ahasveros. En dan kom daar probleme tussen Mordegai, wat Ester se kom ons noem dit nou maar, se pa was, se oppasser was, en Haman. Haman wil toe die hele Joodse volk uitwis, en nou sê Mordegai vir Ester, maar jy is in die paleis, jy moet tot ons redding kom. Nou lees ons in Ester 4 vers 14. Luister nou hierdie vers, wat sê, want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom, maar jy en jou familie sal oomkom, en wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. So met ander woorde, Mordegai sê vir Ester, Ester, God het hierdie ding vooruit gesien en geweet. Is jy nie tot die koninklike waardigheid, is jy nie daar gekom vir 'n tyd soos hierdie om die Jode te help te kom nie. En so is God betrokke in u lewe. Daar waar u is, daar het God 'n plan met jou. God het 'n plan met jou lewe. God is nie doelloos nie, hy is met geen een van ons doelloos nie. En hy het 'n plan, en daar's 'n rede hoekom jy vandag op die plek is, waar jy is, te doen het met die mense waarmee jy te doen het, want God het 'n plan vir jou lewe daarin. Nou, sê Ester dan toe, alle Jode moet vas, want Haman wil die hele Joodse volk uitwis. Nou moet alle Jode vas vir 3 dae, en dan gaan Ester ingaan voor die koning. Nou, was daar 'n koninklike troonkamer gewees. In die troonkamer was die troon, en die koning het op die troon gesit. En voor die troonkamer was daar 'n saal. Nou het dit so gewerk, as iemand die koning wou gaan sien, dan het daardie persoon in die saal ingegaan wat voor die troonkamer is. En dan sit die koning op die troon, en as die koning sien, daar staan iemand in die saal, dan doen hy een van 2 dinge. Of hy doen niks, wat beteken, daardie persoon se kop word afgekap. Of, hy steek sy scepter uit, na hierdie persoon toe, en as hierdie persoon nader kom, as die scepter na hom toe uitgesteek is, dan het daardie persoon guns gevind, dan kan hy sy saak voor die koning gaan neerlê. Die Jode vas vir 3 dae, en Ester gaan in, en Ester gaan staan in die saal voor die troonkamer van die koning. En nou lees ons in Ester 5
van vers 1 af. Op die 3de dag het Ester haar koninklik aangetrek en gaan staan in die binneste voorhof van die paleis van die koning, teenoor die saal van die koning, terwyl die koning op sy koninklike troon sit in 'n koninklike saal, teenoor die ingang van die saal. En net toe die koningin Ester in die voorhof sien staan, het sy genade in sy oë gevind en die koning het die goue septer wat in sy hand was na Ester uitgesteek en Ester het nader gekom en die punt van die septer aangeraak. Nou, so gaan ons na God toe. Koning Ahasveros is daar 'n tipe van God wat in die hemel op die troon sit. En nou gaan ons na ons Vader toe. Die koning van die konings sit op sy troon. En weet jy wat? Ester en die hele Joodse volk moes wonder, gaan ons guns vind? Gaan ons genade vind in die oë van die koning? Vind ons genade, het ons guns. Vind ons nie genade nie, koppe af, dan is dit verby. Nou, dit was die laaste kans van daai Jode. En die koning steek sy septer uit na Ester toe, en Ester kom in, en Ester raak die septer se punt aan. Toe ons die dag vir Jesus vind, toe vind ons genade. Ons het genade gevind in die oë van die Here. Toe ons Jesus vind, toe het ons alles gevind. Toe ons Jesus vind, toe vind ons redding, toe vind ons heiligmaking, toe vind ons genesing, toe vind ons beskerming, toe vind ons voorsiening. Toe ons Jesus vind, toe vind ons genade en alles. So nou, wanneer ons na God toe gaan, wat op die troon sit, dan hoef ons nie te vrees en te wonder. Gaan ons genade vind? Gaan ons guns hê? Of moet ek maar weggaan nie? Luister wat sê vers 3. Nou het koningin Ester ingekom, sy het guns gevind by die koning het sy septer uitgesteek na Ester toe. Toe sê die koning vir haar, wat wil jy hê, koningin Ester? Of wat is jou versoek? Al was dit ook die helfte van my koninkryk, sal dit jou gegee word. Nou onthou wat was die koninkryk? Koninkryk was 127 provinsies gewees. So die helfte van daardie koninkryk is 'n redelike groot deel. En Ester kom en die koning vra, wat wil jy hê? Wat kan ek vir jou gee? Wat kan ek vir jou doen? Al is dit ook die helfte van my koninkryk. Dis joune. Dit word jou toegestaan. Enige iets wat koningin Ester sou inbring, sou toegestaan word. Vandag sit ons Vader, wat die koning van die konings is, op die troon, en sy septer is na jou toe uitgesteek. In Christus het jy guns gevind, jy genade gevind, kan jy ingaan, kan jy die septer aanraak. En weet jy wat, as ons nou in die Nuwe Testament gaan kyk, dan sien ons, presies dieselfde vraag word vandag aan jou gestel. Wat wil jy hê? Wat is daar? Wat is jou behoefte? Lê dit neer. Bring dit in. Dit sal jou toegestaan word. Die Bybel sê vir ons, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Maar ek moet verstaan, ek moet hierdie hele gedagte hê, dat ek met daardie vrymoedigheid na God toe kan gaan. Want onthou, ek gaan nou op grond van die bloed wat vir my gevloei het op Golgotha. Op grond van die bloed gaan ek dus nie meer ek en my eie verdienste en hoe goed ek kan werk en hoe goed ek alles reg kan doen nie. Dis op grond van Christus se verdienste kan ek ingaan. Het ek toegang, want onthou, die voorhangsel het geskeur. Toe Jesus uitroep, dit is volbring. Toe skeur die voorhangsel, daardie voorhangsel wat skeiding gemaak het tussen God en mens. Daar's nie meer skeiding tussen God en mense in Christus. Het ons die toegang tot die heiligdom, tot die troonkamer, die hemelse troonkamer. Die hemelse troonkamer waar die ganse heelal beheer en bestuur word deur God self. Daar het ons toegang. Daar kan ons saak inbring. Daar kan ons voor die Here ons saak kom neerlê. As jy nou 'n bietjie verder gaan lees daar in Ester, dan sal jy later sien. Dit wat Ester toe vir die koning inbring, word toe later die koning se wens. So hierdie hele versoek van Ester word toe op die ou end die koning se hartsbegeerte. En dis wanneer ons gebed voor God inbring, die Here Jesus wat vir ons intree, hy wat ons gebed vat, my gebed wat krom en skeef is, vat hy, en hy bring dit in, en hy lê dit voor die Vader,
en is so goed soos Jesus self wat die gebed inbring voor die Vader. En moet ons vandag verstaan, ons moet vrymoedigheid hê om na die troon van genade te gaan. Vrymoedigheid, groot vrymoedigheid. God wag vir ons. Hy kan nie wag dat ons kom. Hy kan nie wag dat ons inkom, sy teenwoordigheid en hom aanbid vir wie hy is. Op die ou end ook ons versoeke voor hom neerlê. Mag u deur die Here in die besonder geseën wees. Mag u deur God geseën wees met die seën van die hemelse heiligdom, met alles wat daar is. Ons hemelse Josef staan met die sleutels van die skure van Egipte, wat tot oorlopends toe vol is, en sy gedagte en sy hart is, om in sy liefde vir jou te seën met die beste van die beste wat daar op sy hart vir ons is. Onthou, hy het oor u net goeie gedagtes. Mag u intens die seën van die Here ervaar en ons gee mekaar af aan die kragtige werking van sy wonderheilige Gees.